Hallo julle, vandag kyk ons weer na 'n eksamenvraag, die slag na November 2025. En ek het die vraag gekies omdat dit 'n uitgestelde betaling het. Wat ek daarmee bedoel is, hy begin nie dadelik nadat die lening toegeken is, die betalings te maak nie. En hy het ook 'n vraag oor die finale paaiement. Goed, kom ons lees. Die bank het op 28 Februarie 2024 'n lening van 900.000 vir Rajesh toegestaan teen 'n rentekoers van 6,8% per jaar maandeliks saamgestel. Rajesh kon nie die eerste 3 betalings maak nie. Hy het op 30 Junie sy eerste terugbetaling van R10.000 gemaak. Hy het voortgegaan om aan die einde van elke maand daarna maandelikse terugbetalings van R10.000 te maak. Hoe lank in volle maande sal dit Rajesh neem om die lening terug te betaal vanaf die tyd wat die lening goedgekeur is? En dan is daar nog 'n vraag wat ek hier aan die regterkant het, wat vra bereken die waarde van die finale betaling. So, kom ons kyk op ons skets, op ons tydlyn. Wat gaan hier aan? Op die 28ste Februarie van 2024 het Rajesh 'n lening gekry van R900.000. Goed, die rentekoers was 6,8% per jaar, so dis 0,068. As ek dit deur 100 deel en gedeel deur 12, omdat dit maandeliks saamgestel is. Hy kon nie die eerste 3 betalings maak nie. So daar is ek na 'n maand, so daai was die einde Februarie, einde Maart, einde April, einde Junie, Februarie, Maart, April, Mei. Hier is ek nou by die einde van Junie. En op die einde van Junie maak hy sy eerste terugbetaling. So daar maak hy sy eerste terugbetaling. Maar dit is al die 4de maand. Want onthou, hier was dit teen 0, T1, tyd 2, tyd 3, 4de maand. So hy het 3 betalings nie kon maak nie. Eerste 3 betalings maak nie. Hy het voortgegaan om aan die einde van elke maand daarna 'n maandelikse betaling van R10.000 te maak. So dit gee vir ons maandelikse betalings wat R10.000 is. En nou is die vraag, hoe lank in volle maande sal dit Rajesh neem om die lening terug te betaal vanaf die tyd wat die lening goedgekeur is? So, onthou, hier is die lening goedgekeur. Ons weet nou nie waar gaan hy stop nie, sê maar sy laaste betaling gaan daar wees. En ek wil nou uitwerk, hoe lank is daar die hele tyd? So, eintlik wil ek N uitwerk. So, N is gevra. Ek moet net onthou aan die einde, dat N is die aantal betalings, dis nie die aantal maande nie. En daar's nog 3 maande voor dit, wat hy nie betalings gemaak het nie. Nou goed, die feit dat hy nie dadelik aan die einde van die eerste maand al 'n terugbetaling maak nie, beteken dat die bank nou gaan rente hef op hierdie bedrag van 900.000 wat hulle goedgekeur het aan die einde van Februarie. Want hulle verwag 'n betaling aan die einde van Maart, maar hy gaan eers die einde van Junie betaal. So ek moet die rente uitwerk wat daar die R900 bygekry het, in gedurende die 3 betalings wat hy nie gemaak het nie. So,
My beginbedrag was R900.000 en dis 'n eenmalige R900.000. So 1 plus en my rentekoers het ek hier gesê is 0,068 gedeel deur 12. En nou vir hoe lank gaan hierdie rente groei? Wel, hier is dit goedgekeur en hy het 3 betalings nie gemaak nie, so dit gaan tot die mag 3 wees. Of 'n ander manier om daaraan te dink, is gewoonlik word die lening goedgekeur 1 maand voor die betaling. Dit is op die 3de maand hier, nee. So dis vir hierdie 1, 2, 3 maande wat die rente gaan groei. Goed, en dan vat jy nou maar jou sakrekenaartjie en jy werk uit wat dit vir jou gee. En die bedrag wat ek kry is R915, 915.386 rand en 86 sent. So dit is dan wat hy hier skuld. En dit is mos hoe ons gewoonlik met ons P-waarde formule werk. Dit wat jy hier skuld, gaan jy die einde van die maand betaal. Jy gaan dit nie dadelik betaal nie, want dit is nou soos 'n lening. So, daar het ons bedrag. So nou kan ek uitwerk wat N is en ek kan die huidige waarde gebruik. Hoor nou, toekomstig is as jy spaar, maar hierdie ouetjie het geleen. So kom ons skryf ons P daar is ons formule, en nou kan ek invervang. P gaan hierdie bedrag wees, 915.386,86. X is 10.000, en dan kry ek 1 minus 1 plus I, en I is 0,068 gedeel deur 12, tot die mag minus N, en dis wat ek nou wil uitwerk, want hulle vra vir my die tyd vanaf die lening goedgekeur is, hoe lank is dit? En onder die lyn het ek weer I, so dis weer 0,068 gedeel deur 12. So wat jy nou gaan doen, is met hierdie breek te maal en met die R10.000 te deel. Dan gaan jy kry dat 0,5187 gelyk is aan 1 minus 1 plus 0,068 op 12 tot die mag min N. En dan gaan ek natuurlik hierdie 1 links vat en ek kry minus 0,48 en dit gaan nog steeds aan, is gelyk aan minus, en ek gaan ook in die hakkie uitwerk. Dit is 3017 op 3000 en dit is tot die mag minus N. Nou, omdat ek 'n negatief aan albei kante het, kan ek dit positief maak. Ek kan maar net aan albei kante met min 1 deel, en daar het ek dit. Nou het ek 'n eksponensiële vergelyking op te los. En ek het geen manier om hierdie grondtalle dieselfde te maak nie, so ek moet na logaritmes gaan. So ek begin met my eksponent, dit is min N, en dan gaan ek die logaritme kry van, hier is my grondtal, so ek gaan nog steeds daar die grondtal hier by die logaritme hê, en ek gaan die logaritme trek van 0,48 en kolletjies. Nou, dit is belangrik dat jy al jou desimale plekke hier gebruik, so stoor die getal in jou sakrekenaar met al die desimale, so dat jy dit nou net hier kan onttrek, en dan kry ek minus N
is gelyk aan minus 129,419, wat dus beteken N is 129,419. Maar wat beteken N? N is die aantal betalings. Maar hulle wou weet die maande. So hoeveel maande? Wel, ek kan nou sien dat ek hier 129 betalings gemaak het. En dit was nie genoeg nie, ek gaan nog 'n 130ste betaling ook moet maak, want 129 dek nie die volle bedrag nie. So ek betaal nie die volle lening terug nie, daar's nog 'n bietjie oor. So ek gaan 130 betalings maak, maar daar is 3 maande wat ek nie betalings gemaak het nie. So die maande vanaf die lening goedgekeur is, kom ons sê maar goedkeuring, gaan wees 129,44 plus die 3 maande, of eintlik kan ek maar sê 130 hier, want dis 130 betalings, plus die 3 maande, dus gaan dit 133 maande wees. Goed, ek dink ek moet daardie 129,44 ek wil net hier regmaak. Dit gaan beteken 130 betalings en dan gaan ek hier kry 130 betalings plus die 3 maande wat ek nie betaal het nie, en daarom het ek 133 maande. Goed, dan die laaste vraag waarby ons weet, bereken die waarde van die finale betaling. So, as ek kan uitvind, hier 'n maand voor die laaste betaling, hoeveel is die uitstaande bedrag? En as ek die uitstaande bedrag ken, gaan ek net rente daar bysit, want ek gaan nie dadelik betaal nie, ek gaan eers aan die einde betaal. Nou, ek wil hier die desimaal daar hou, kom ons vee hier uit. Ons gaan nog steeds die p-waarde gebruik. Kom ons beweeg hom net hier naartoe. En ons gaan nou vraag 7.3.2 beantwoord. Jy sien, ons kan mos die uitstaande bedrag uitwerk deur die p-waarde formule te vat en dan net te kyk na hoeveel betalings is nog nie gemaak nie. En in hierdie geval gaan dit hierdie desimale wees wat nog nie betaal is nie. So, die waarde wat uitstaande wees is, gaan die R10.000 wees, maal met 1 plus I, wat 0,068 op 12 is, en dan minus N gaan wees minus 4, minus 0,4 is my desimale, minus 0,419, en dis baie belangrik dat jy die volle desimaal hou, dat jy dit op jou rekenaartjie stoor en nou die volle desimaal kan insit. Dan deel ek dit deur 12 en dit gee vir my 'n antwoord van, laat ek net sien, R4.173.55.
Nou ja, soos ek nou gesê het, hierdie bedrag is die uitstaande balans onmiddellik na die 129ste betaling. So hier skuld hy R4.173.55. Maar hy maak sy betalings aan die einde van 'n maand. So vir daardie maand moet ek nog rente bytel. So sy laaste betaling gaan wees A is gelyk aan P1 plus I en dit is net 1 maand en die bedrag waarmee ons begin is R4.173.55 en I het ons nou 'n paar keer gebruik, is 0,068 op 12 en dit moet dan tot die mag 1 wees en dit werk jy nou net met jou sakrekenaar uit en ek kry R4.197.21.